Maar ek wil vandag vir jou sê, jou geskiedenis tref God nie onkant nie. Maar dis nie net 'n storie om jou wonde toe te plak nie, dis 'n storie waar Jesus kom om te sê, ek bring volkome herstel. Dis dat haar hele identiteit rondom haar verlede gebou is, ons maar nie ook so nie. Kind van God, ek wil vir jou vra vandag, het jy al vir die Here gevra om jou te kom volmaak? Welkom by Simfonie se podcast. Simfonie is 'n Suid-Afrikaanse kerk aan die Wesrand van Gauteng, waar ons groot liefde vir mekaar, vir God en vir ons gemeenskap het. In ooreenstemming met 2 Timoteus 3 vers 16, glo ons die Bybel is geïnspireer deur God en is bruikbaar vir lering en regstelling, sodat die kinders van God voorbereid sal wees om in die waarheid elke goeie werk uit te kan voer. Ons is opgewonde om hierdie kosbare, Heilige Gees geïnspireerde boodskap te deel. En mag hierdie saad vrugbare grond vind. Ek wil vanoggend met jou praat oor juis so 'n kosbare storie in Johannes 4 vanaf vers 1 tot 26. Is eintlik 'n lang gedeelte, maar moenie bekommerd wees, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek gaan net so 'n paar kernversies uithaal, maar dit is die verhaal van die vrou, die Samaritaanse vrou wat Jesus by die put ontmoet het. Wie van julle ken daardie kosbare verhaal? Almal van ons het daai verhaal al gelees en gehoor. En hierdie verhaal gaan oor 'n God wat jou liefhet, maar 'n God wat jou opsoek op die plekke selfs waar jy wegkruip. En ons gaan nou sien hoekom sê ek dat dit plekke is waar ons wegkruip. Want hierdie Samaritaanse vroutjie het put toe gegaan 12 uur die dag wanneer niemand anders daar was nie. Want sy het geweet daar's oë op haar. Sy het mense vermy om vrae te beantwoord omdat sy geweet het sy het 'n geskiedenis. Maar ek wil vandag vir jou sê, jou geskiedenis tref God nie onkant nie. God is nie bang vir jou verlede nie. Want hoor wat sê die woord. Wanneer die Here jou ontmoet en jy 'n ontmoeting met die Messias het en die Heilige Gees lewende waterfontein in jou binneste begin vloei en leef, dan kom die Here en hy maak al die ou dinge weer nuut. Halleluja. En daar ons glo ons. En hierdie verhaal is 'n verhaal van iemand wat weggekruip het, wat die waarheid ontmoet het, wat bevry is, gesond geword het, herstel is. Sy het Jesus as die een ontmoet wat water is, wat lewe gee. En ons almal sê, amen. Hierdie Jesus het ons baie al opgesoek op verskillende plekke. Hy het gekom om jou te vind. Ons ken daardie skrifgedeelte. Hy het gekom om te soek en te red die wie verlore is. En ek weet nie van jou nie, ek het al baie keer in my lewe gesê, ek het Jesus gevind. Dis eintlik verkeerd. Hy het my gevind. Hy het my kom soek. Hy het my lewe en omstandighede so georden, dat daar was 'n tyd en 'n dag in my lewe waar sy genade my lewe oorkruis het. En waar ek 'n keuse kon maak om hom aan te neem as my verlosser en saligmaker. En op grond van daardie besluit het hy my die reg gegee om kind van God genoem te word. Maar daar moet 'n plek van ontmoeting wees. En so het Jesus hierdie vrou by die put ontmoet. Ek wil vandag vir jou sê, Johannes 4 is nie net 'n storie wat Jesus vertel om ons wonde toe te plak nie. Almal van ons het wonde. Maar dis nie net 'n storie om jou wonde toe te plak nie. Dis 'n storie waar Jesus kom om te sê, ek bring volkome herstel. Ek weet nie van u nie, maar baie van ons oorleef net. In Engels gebruik hulle die woordjie survive. Jesus het nie gekom dat jy net oorleef nie. Daardie vroutjie het elke dag 12 uur put toe gegaan om water te skenk. Dit was die roetine van haar lewe. Sy het oorleef, vasgevang in haar skuld, vasgevang in vernedering, vasgevang in haar verlede, vasgevang was hierdie vroutjie. Dit was haar lewe. Sy het oorleef. Jesus het gekom sodat jy kan floreer. Halleluja. Dis wat Johannes 10 sê, ek het gekom om lewe te bring en lewe in oorvloed. Ek het gekom om lewe te bring en lewe in oorvloed. In vers 4 lees ons hierdie volgende woorde in Johannes 4 vanaf vers 4. En hy, dit was Jesus, moes na Samaria gaan. Ek wil vandag vir jou sê, dit was ongekend dat Jode en rabbies, want dit is hoe Jesus bekend gestaan het. Hy was 'n Jood, maar hy was ook geken as 'n rabbi, enigsins deur Samaria sou loop. Want die Samaritane en die Jode het nie van mekaar gehou nie. Nooit was dit geken dat 'n rabbi ooit
deur Samaria sou beweeg nie. En die Bybel sê, Jesus moes deur Samaria gaan. Ek wil vandag vir jou sê, daar was so 'n dag in my lewe ook. Daar was so 'n dag waar Jesus my ook kom opsoek het. Waar genade die eerste beweeg het. Waar God na my toe gekom het, nie op 'n heilige plek nie, nie net op Sondag nie, nie net in tye van vreugde en lofprysing nie. Jesus ontmoet ons in ons seerkry maandag. Hy ontmoet ons op daardie Woensdae wanneer ons uitgeput is. Hy ontmoet ons op daardie Vrydag van teleurstelling waar jy net kan hoop en bid dat die naweek kom want jy sien nie meer kans vir die lewe nie. Hy ontmoet jou nie net in die mooi nie. Jesus kom en hy ontmoet hierdie Samaritaanse vrou in die lelik, in die gebrokenheid van haar lewe, kom stap hy in. Hy het ingeloop in haar teleurstelling. Hy het ingeloop. Hy moes na Samaria toe gaan. Hoekom? Jesus sê vir ons in die woord, ek doen niks wat ek nie my Vader hoor sê het ek moet doen nie. Hierdie was 'n opdrag van Jesus om na Samaria toe te gaan, om 'n vrou daar te ontmoet wat die Here nodig het. En so moet jy weet, daar's 'n dag wat waar God sy seun na hierdie aarde toe gestuur het, om vir jou aan 'n kruis te sterf, sodat daar 'n dag en 'n plek en 'n tyd van verandering in jou lewe bewerk is, deur die kruisdood van Jesus Christus. In jou plek as plaasvervanger het hy kom sterf. Jesus kom vind jou in jou wegkruipplekke. Hy kom vind jou op daardie seerkruipplekke. Hy kom vind jou by jou put, waartoe jy elke dag gaan om te gaan water drink. Hy het jou kom soek. Maar iets in hierdie storie van hierdie kosbare vrou tref my in vers 6. En hulle sê die volgende: en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Jesus het by die fontein gaan sit. Hoekom? Omdat hy moeg was. Hierdie bied soveel troos vir my. Ek wil vandag vir jou sê, Jesus is nie ongekend in jou pyn nie. Hy is nie 'n verre God wat na jou pyn van 'n afstand af kyk nie. Hy is betrokke in die seer van jou lewe. Hy stap binne in jou krisis in. Hy stap binne in jou teleurstelling in. Hy stap binne in jou mismoedigheid in. Hy stap binne in jou siekte in. Hy stap binne in jou omstandigheid, want dit maak hom nie bang nie. Want hy weet dit wat jy tans beleef is nie jou uiteinde nie. Want dit wat God vir jou beplan is soveel meer en soveel groter. Hy kom en hy loop in jou omstandighede. Hierdie feit dat hy moeg geword het, herinner my aan die feit dat Jesus ook op 'n plek was waar hy moeg was in Getsemane. Hy was op 'n plek waar hy uitgeput was. Jesus verstaan wat dit is om mens te wees. En toe daardie Samaritaanse vrou hom ontmoet by die put, was daar nie oordeel in sy hart nie. Hy het haar nie gekonfronteer om haar te verneder nie. Jesus het haar gekonfronteer om haar vry te maak. En dis die belangrike ding wat jy moet besef. Daar gaan tye en oomblik wees wanneer Jesus in jou omstandighede instap. Hy kom stap in jou krisis in. Hy's nie 'n God van 'n afstand nie. Hy's 'n God wat betrokke is. Hy's 'n God wat verstaan wat dit is om mens te wees. En daarom kan ek hom met vrymoedigheid nader. Die woord van die Here sê dit. Ons kan hom met vrymoedigheid nader, omdat hy verstaan die lyde en die stryd van die mens. Hy het tussen die vervallendheid van die mens geleef. En hy verstaan vandag. Jesus verstaan jou wegkruipplekke. Hy verstaan jou tye van ongeloof. Hy verstaan dit wanneer jy mismoedig raak. Hy verstaan. Maar weet jy wat? Jesus het daar nie na haar toe gekom en het gesê, ek het jou lief soos wat jy is nie. Jesus sê, ek het jou te lief om jou te los soos wat jy is. Daardie ontmoeting was 'n ontmoeting van transformasie. 'n Oomblik waar Jesus in haar lewe ingestap en sê, ek wil 'n nuwe werk in jou lewe kom doen, want jy kom drink by hierdie put, maar jy bly steeds dors. Sê vir die persoon langs jou, Jesus het beter. Jesus het beter, amen. Amen, en ons gaan verder in hierdie kosbare verhaal kyk, van hoe lyk Jesus se beter. So voel jy dalk vandag uitgeput. Voel jy dalk, jy worstel, spartel jy, sukkel jy, is jy moeg, is jy gedaan, het jy die sonde jou oorweldig, voel jy skaam, wil jy wegkruip. Jesus loop in jou omstandighede in. Hy het eintlik vir haar gesit en wag. Dink net die grootheid daarvan, dat Jesus presies geweet het wanneer daardie vrou by daardie put sou wees.
hoe die Here se storie, haar storie kom ontmoet het. Alle omstandighede was so georden, dat op daardie oomblik Jesus haar daar sou ontmoet het. Om Corrie, dis groot, nee. Dis regtig groot, hoe die Here se plan is. En ek weet nie van julle nie, maar daar was in almal van ons se dae se lewe so 'n plek waar die Here jou kom ontmoet het. Amen. Almal van ons het 'n pitervaring al gehad in ons lewe. Hierdie vrou het 'n pitervaring beleef, maar sy het vol geraak van lewende water. Baie van ons het 'n pitervaring, maar ons stap weg presies dieselfde as wat ons daar aangekom het. En dit is nie God se hart vir jou nie. God wil herstel, hy wil genees en hy wil jou vergewe. En ons almal sê, halleluja. Vers 7 sê hierdie mooi woordjie. Hy sê, daar kom 'n vrou toe uit Samaria om water te skep. En Jesus sê toe vir haar, gee vir my van hierdie water om te drink. Sy het gegaan om wat te doen? Om water te gaan skenk. Sy het 'n dors gehad. En ek wil vandag vir jou sê, daardie vrou se dors is eintlik niks anders as ons dors. Ons is eintlik maar presies dieselfde. Ek, Jacques, is daardie Samaritaanse vrou wat langs daardie put sit. Jy is daardie Samaritaanse vrou. Jy het ook 'n dors in jou lewe en Jesus ken jou dors. Maar hierdie vrou het daar by daardie put gaan sit. 12 uur die dag was eintlik haar wegkruipplek. Sy het haar hele lewe gebou, haar identiteit gebou rondom haar verlede. En ons gaan nou hoor wat was haar verlede. Sy het haar hele identiteit rondom haar verlede gebou. Is ons maar nie ook so nie. Vul ons nie maar ons lewe ook met 'n klomp goed wat ons dink ons dors gaan les nie. Vul ons dit nie ook maar met prestasie en werk en rykdom en status of jou Instagram of Facebook of profiele nie. Dis wat ons doen. Ons wil alles beter laat lyk as wat dit werklik waar is. Is dit nie so nie? Maar die gevaar om te besef dat enige iets in jou lewe wat die plek van Jesus inneem, word op die einde van die dag gesien as 'n afgod wat ons aanbid. Dis wat die woord ons leer. Enige ietsie wat God se plek, wat Jesus se plek in jou lewe neem. En hierdie Samaritaanse vrou, sy het 'n klomp dinge gebruik om haar lewe te vervul. Sy het liefde op verkeerde plek gesoek. Sy het 'n geskiedenis gehad, hierdie vrou. En so het elkeen van ons ook 'n geskiedenis. Die Here wil vandag kom sê, hou op met afgodsdiens. Kom by die ware bron, by die ware put, wat jou dors kan les. Hou op om te drink by putte, wat nie jou dors les nie. Halleluja. Die Here wil vandag by jou kom stil staan en sê, ek is die bron van ware lewe. Hoor wat lees ons in vers 10. Hierdie is so mooi. En Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jesus konfronteer hierdie kosbare Samaritaanse vrou, wat gebonden is in haar skuldgevoelens oor haar lewe. Sy is gebonde in haar verlede, sy bou haar hele lewe, haar identiteit rondom wat met haar gebeur het. Jesus praat nie van water uit 'n put uit nie. Hy praat met haar hier oor die Heilige Gees en almal van ons sê halleluja. Want Jesus het geweet die Heilige Gees is die enigste een wat jou werklik waar kan vernuwe. Die Heilige Gees is die een wat werklik waar jou kan verander en jou wil vul opnuut, sodat jy nooit weer dors nie. Ek skryf neer hierso en ek sê, ons drink baie keer by putte wat ons dink ons dors gaan les. Ons sê partykeer in ons lewe, as ek net hierdie regte huweliksmaat kry, dan sal ek gelukkig wees. Wat is daar die een ding wat jy glo jou gelukkig sal maak? Ons glo as ek maar net die regte salaris kan kry. As ek maar net in die regte huis kan bly. As ek maar net die regte liggaam kan kry. As ek maar net die regte erkenning en waardering kan kry. As mense maar net my opoffering sien. As ek maar net liefde kan kry. As ek maar net, wat is jou as ek maar net? En Jesus kom en hy sê vir haar in vers 13 hierdie eintlik skrikwekkende woorde. Hy sê, elkeen wat van hierdie water drink, en hy wys na die put toe, sal weer dors kry. Sien jy, daar is geen ware vervulling buite Jesus nie. Hy is die enigste water wat werklik waar lewe gee. En toe daardie vrou by die put kom sit, het sy geglo en gehoop, dat wanneer sy wegkruip,
Daar waar sy wegkruip van haar skaamte en van die oë van mense, daar waar sy nie hoef vrae te beantwoord, daar het sy werklik waar vrede. Maar dit was nie ware vrede nie. Want nadat sy haar water geskep het sy maar teruggegaan dorp toe. En sy moes almal weer in die oë kyk met haar skaamte en haar teleurstelling. Maar ons sien wat het die lewe van Jesus in haar gedoen. Wat het water gedoen? Toe Jesus met haar praat, het hy vir haar gesê eintlik, luister, al hierdie dinge waaraan jy drink het 'n vervaldatum. Amen. Alles het 'n vervaldatum. Maar die water wat Jesus gee, is 'n fontein binne in jou wat lewe gee. Halleluja. Nie van omstandighede nie buite nie, dis 'n fontein wat binne af lewe gee. En ons almal sê amen op dit. Hoor wat sê hierdie vrou in vers 15. Die vrou sê toe vir hom: Here, gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Ek dink die vroutjie het op 'n plek gekom waar sy besef het, ek is moeg om hier te kom skep. Ek kan nie meer hierdie fontein kom skep nie. Hierdie fontein laat my net dors. Hierdie wegkruipplek is my afgod wat ek het. Ek glo ek het vrede, maar dis nie ware vrede nie. Ek glo ek is veilig hierso. Ek glo, maar eintlik doen dit niks aan my nie. Ek wil die water hê, Jesus, wat U om te gee. Sy kom by 'n plek van selfbewustheid. Selfbewustheid is daardie plek waar ons almal moet kom om eerlik te wees met wat hier binnekant aangaan. Dit is om jou eie hart in die oë te kyk en nie bang te wees vir die waarheid wat jy sien nie. Dit is om eerlik te wees hoekom jy doen wat jy doen. Dit is om eerlik te wees oor die pyn wat jy ervaar. Dit is om eerlik te wees oor waar jy verandering nodig het. Selfbewustheid is daardie plek waar jy kom om te erken dat jy Jesus nodig het. Luister, ek wil vandag vir jou sê, Jesus kan enige sonde vergewe. Amen. Behalwe die sonde wat jy weier om te erken. Hoor mooi. Daardie selfbewustheid is wanneer ek en jy op 'n plek van berou kom en sê ek kan nie meer by hierdie put drink nie. Daar is 'n ander put waar ek moet by drink. En daardie put wat ek moet by drink, sy naam is Jesus. Om eerlik te wees met jouself. Slegs by daardie plek van eerlikheid, erkentenis, 'n berouvolle hart. Want so leer ons in Dawid se lewe, 'n berouvolle hart sal die Here nie wegstoot nie. Dawid het 'n berouvolle hart gehad oor sy sonde en hy sê, Here, neem nie U gees weer weg van my nie. Hy sê, Here, herstel in my hart daardie vrede wat kom as ek weet. Hy het 'n berouvolle hart gehad. Hy het 'n erkentenis gehad oor sy sonde. En God het gekom en hom kom herstel. God kan en wil alles herstel. Hy wil alles vergewe. Maar dit kom by daardie plek waar waarheid en genade ontmoet. En hier kom ons by die kruks van die saak. Jesus konfronteer sonde voor hy haar genees. Hoor mooi. Want Jesus wil by die wortel van die probleem uitkom. Ons werk baie keer met die vrugte aan die verkeerde boom. Is dit nie so nie? Ons werk baie keer aan die vrug wat ons hier sien, maar Jesus wil die wortel uitsorteer. Hy konfronteer haar op 'n oomblik, nie om haar te verneder nie, maar om haar vry te maak. Jesus vra haar die volgende vraag. En hy sê vir haar, gaan roep jou man. En dadelik is daar stilte van haar. Sy probeer eintlik die storie wegpraat. En hierdie verhaal in Johannes 4 is die langste gesprek wat Jesus in die Bybel met enigiemand gehad het. Die langste gesprek. En Jesus vra vir gaan haal jou man. Sy sê sin, watter een? Nie die een wat ek nou het nie, want hy is nie eintlik my man nie. Ek is nie getroud met hom nie, maar ek het 5 ander gehad met wie ek al getroud was. Sien jy, dit was haar skaamte, haar geskiedenis, haar verlede, haar vernedering. En dit het veroorsaak dat sy 12 uur op 'n dag na 'n put toe gaan om water te skink. Dis die plek van wegkruip. En Jesus konfronteer die wortel van die probleem. Nie om haar te verneder nie, maar om haar werklik waar vry te maak. Hy kom by daardie plek en hy sê nie vir haar, ek het jou lief soos wat jy is nie. Hy sê vir haar, ek het jou lief, maar ek wil jou nie los soos wat jy is nie. Hoor mooi. Ek het jou lief, maar ek wil jou nie los soos wat jy is nie. Op daardie oomblik konfronteer Jesus die wortel van haar gebrokenheid.
Die patrone in haar lewe. Die verhoudinge wat nie uitwerk nie. Die plekke van afhanklikheid, want sy het liefde op die verkeerde plek gesoek. En elke keer was sy teleurgesteld. Ek wil jou vat na hierdie plek toe. Ons het hierdie 2 kosbare getalle in die Bybel, 6 en 7. En ons sien in hierdie verhaal dat sy het 5 mans gehad en sy nou by een gebly, met wie sy getroud was. Dit was 6 en 6 is daar die teken van die menslike onvolmaaktheid. 7 is die getal van volmaaktheid. En ek lees 'n interessante storie oor hierdie vrou wat by die put gesit en sê sy het 6 mans gehad op daardie oomblik, maar 'n 7de man verskyn by die put. Nie 'n man wat haar verneder nie, nie 'n man wat haar afbreek nie, nie iemand uit haar verlede nie, maar 7de man. Die bruidegom wat kom om sy bruid te kom haal. En so het baie van ons wat vandag hier sit, al 6 bronne gehad van identiteit. Jy het al na 'n klomp verskillende verhoudinge gegaan, net om te bepaal wie en wat is jy. Jy het 6 geleenthede gehad om werklik waar gelukkig te wees. Hierdie werk gaan my gelukkig maak, hierdie salaris, hierdie verhouding. En ons het oral rondgehardloop en jy's by 'n plek van 6, van onvolmaaktheid. En Jesus ontmoet haar, die bruidegom wat kom, vir haar siel en haar hart. Die God van volmaaktheid. Maar vandag, wil ek vir jou sê, kind van God, staan die 7de man by jou. Vandag is die Messias by jou. Vandag is hierdie Jesus by jou. En sy probeer die storie wegpraat en te praat oor, maar hulle sê ons kan nie werklik waar hier aanbid nie, ons kan net in die tempel in Jerusalem aanbid. En Jesus sê vir dit gaan nie oor 'n plek nie. Dit gaan oor hart. Dit gaan nie oor godsdiens nie, dit gaan oor 'n verhouding. En Jesus konfronteer haar net daar waar hy is, oor haar verlede en sê, ek het gekom om jou te vergewe. En sy het hierdie groot uitspraak in Matteus 25:26 sê sy het gehoor van die Messias wat sou kom. Hy sal alles kom beter maak, hy sal alles kom vertel wat moet vertel. Die Messias is op pad. En hier in vers 26 sê Jesus vir haar, dit is ek. En op daardie oomblik ontmoet haar lewe die Messias. Op daardie oomblik stap die Messias haar omstandighede binne, haar skaamte binne, haar teleurstelling binne. Vir lank het sy geglo haar verlede is haar identiteit, maar vir 'n oomblik kom die Here en hy wys haar 'n nuwe lewe. In vers 28 sê na daai kosbare ontmoeting, die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad toe gegaan. Sê saam met my, sy het haar waterkan laat staan by die put. Hoor jy? Sy het haar waterkan laat staan en teruggegaan na die stad toe. Hoor wat gebeur verder. Sy het haar waterkan laat staan en na die stad toe gegaan en gesê, kom kyk, 'n man wat my van alles vertel het wat ek gedoen het. Sy was eers kom wegkruip in skaamte. Die hardloop sy nou na die mense toe en sy vertel hulle, luister, hy ken my verlede. Hierdie man ken my verlede. Haar vernedering het haar storie geword van redding. Haar storie van skaamte. Jesus se verhaal het haar verhaal kom herskryf en nuwe skielik het haar lewe en haar verlede 'n getuienis geword van dit wat God kom doen. Ek was eens het ek weggekry, ek dink goed genoeg nie, maar die Messias het my kom ontmoet. Sy het haar waterkanne by die put gelos. Hoekom? Want sy het die nuwe kan geword. Sy het nie meer kanne nodig gehad nie. Sy het nie meer ander putte nodig gehad nie. 'n Fontein van lewende water het uit haar binneste begin vloei. Sy het die kan geword wat die volheid van God binne in haar gedra het. Nie meer kanne nodig gehad nie. En daar waar sy eers weggehardloop en skaamte was, het Jesus se storie gekom en haar storie kom herskryf en nuut maak. Sy het haar waterkan laat staan. So kind van God, ek wil jou herinner vandag. God soek jou waar jy is. Hou op om jou lewe te bou rondom jou verlede. Wees eerlik met jou dors. Laat Jesus jou diepste seer aanspreek. Hou op om dit weg te steek.
kom by daardie plek waar waarheid en genade mekaar ontmoet. En mag dit jou belydenis wees, dat slegs Jesus is die bron van ware lewe. En dat hy binne in jou 'n vernuwende werk wil kom doen. Glo vandag dat hy is die enigste bron. Hy is die enigste een wat jou kan heel maak. So Jesus kom ontmoet jou vandag by jou put. Nie om jou te verneder nie, maar om jou vry te maak. Nie om jou te oordeel nie, maar om jou te genees. Nie om jou te breek nie, maar om jou heel te maak. Veroordeel u my ook, het sy gevra. En Jesus sê, ek het veroordeel jou nie. Klink dit soos 'n ander storie in Johannes. Daar waar 'n vrou gevind was waar sy in oorspel betrap was. En Jesus sê vir haar, waar is die wat jou veroordeel het? En sy sê, is hulle almal weg? En hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Daar het genade ontmoet, maar geregtigheid kom na haar toe en sê, gaan en sondig nie meer. Hy het haar nie gelos soos wat sy is nie. Hy het gekom om haar te verander. Kind van God, ek wil vir jou vra vandag. Het jy al vir die Here gevra om jou te kom volmaak? Het jy al by daardie plek gekom waar jy sê, Here, ek het die water van die lewe nodig. Kom skep binne in my 'n fontein wat opspruit, Here. Ek soek die water wat werklik waar lewe gee. Here, want hierdie gedeelte in vers 13 sê, die ander putte waar ek drink gaan my altyd dors laat. Here, ek wil nie dors wees nie. Ek soek die water wat lewe gee. En sy naam is Jesus. So kind van God, ek weet nie waar is jy vandag nie. Dalk kruip jy weg. Dalk voel jy jou verlede is te erg vir Jesus om jou te vergewe. Jesus het gekom om jou vry te maak van jou skuld, van jou verlede. Laat toe dat sy Heilige Gees jou op hierdie oomblik kom oortuig. Laat toe dat hy jou kom vernuwe en jou kom nuut maak. Dat hy 'n nuwe werk in jou kom doen. En ons almal sê, amen. Halleluja en amen. Mag hierdie kosbare woord van Pastor Jacques jou help om 'n helder lig vir Jesus in die wêreld te wees. En mag die Heilige Gees jou herinner aan sy woord, sodat jy voorberei sal wees vir elke goeie werk.